Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre, is lekker om almal van u te sien. Here, u sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Of u, Here, u weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te groot vir my begrip. Ons Here, ons dankie dat ons vanmôre met hierdie woorde in ons harte kan stil word. Here, partykeer het ons nie meer woorde om ons kommer en ons hartseer, ons angs en ons vrees uit te dra nie, Here. Partykeer is ons oë so droog gehuil dat daar nie eers meer trane oor is nie. Maar dankie, Here, dat U ons ken. Beter as wat ons onsself ken. Dat U diep in ons harte inkyk. Selfs ons gedagtes ken nog voordat hulle by ons opkom. En daarom, Here, aanbid ons U, want U is God. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre. En hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met 'n mooi lied vir oggend, 'n loflied. Is lied 205, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Kom ons staan, vers 1 en vers 2, lied 205, vers 1 en vers 2. Broers en susters, die laaste tyd is daar 'n koue gevoel wat besig is om in my hart op te kom. Ek weet nie of jy al ooit in die lewe, nou ek kan dit maar vergelyk met 'n kerk toesluit in die aand nie. Ek weet nie of jy al ooit in die lewe in die bevoorregte posisie om in die aand 'n kerk te moet toesluit nie. Ek weet nie hoekom nie, maar om een of ander rede is dit nogal 'n eerie gevoel. Dit voel heeltyd asof iets of iemand vir jou kyk. Ek is amper seker, dis hoe dit voel om in die aand deur 'n begrafplaas te loop. En baie keer as jy in die aand in jou huis loop, dan kry jy hier in jou ruggraat af net so snaakse gevoel. Jou spoed waarmee jy loop verdubbel so bietjie. Jy weet nie hoekom nie, maar jy kry net so snaakse gevoel. Die laaste paar weke, die laaste paar maande, is daar so gevoel wat in my rug en in my hart begin posvat. En die rede daarvoor is 'n vraag wat ek nog nie weet of dit waar is en of dit nie waar is nie. Want die vraag wat my 'n koue rilling gee, is die vraag:
Het ons nog die Here lief, soos wat ons hom moet lief hê? Is Jesus nog die verlosser van ons lewens? Die vraag wat my so bietjie laat rondrol in die aande, broers en susters, is die vraag, hoe belangrik is Jesus regtig nog vir ons? Ons is lief vir die kerk, ons geniet die preke, ons geniet dit om saam met ander mense te wees, maar broers en susters, ek begin wonder, of is Jesus nog steeds diep in ons harte? Want daar is op die einde van die dag, as jy by 'n begrafnis staan, net een vraag wat saak maak. Nie hoeveel geld het iemand bymekaar gemaak nie, nie hoe invloedryk was daardie persoon, selfs nie oor hoeveel herinneringe los daai persoon na nie. By 'n begrafnis is daar een vraag. Het jy Jesus Christus geken as jou verlosser? Het jy elke liewe dag met hom in verhouding geleef? En dis 'n vraag wat my koud laat in die aande. Ek lees die wet van die Here vanmôre as 'n spieël. 'n Spieël wat ek wil hê jy jouself hierdie vraag moet afvra. Broers en susters, ons leef in tye waar mense moedeloos is. Ons leef in tye waar mense moed verloor. Dit voel net asof die druk van die lewe op alle vlakke, emosioneel, finansiëel, geestelik, net swaarder en swaarder en swaarder raak. Maar ek wil jou vra, is Jesus nog die nommer 1 in jou lewe? Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en hy vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus het gesê, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal die lewe verkry. Wat jaag jy na in die lewe? Wat is jou heel grootste prioriteit in jou lewe? Is dit nog om Jesus Christus lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele krag en jou hele verstand en jou naaste soos jouself? Of is jou grootste prioriteit net jouself? Gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Heer, wees genadig. Christus, wees genadig. Here, wees ons genadig. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 247. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Handelinge uit, Handelinge hoofstuk 27. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ek gaan so 'n paar verse lees, ek gaan die eerste 2 verse lees, en dan gaan ons oorslaan na vers 39 tot 44. Bladsy 195 in my Bybel, Handelinge hoofstuk 27, en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanmôre kan stil word voor U. Here, ons dankie dat ons die voorreg het om as gemeente by mekaar te kan wees en in U naam verenig te kan wees. Here, ons dankie dat ons kan stil word nou voor U woord. Here, ons gebed vanmôre is vat ons terug na die hart van aanbidding toe.
Here, as ons vanmôre u woord lees, wil ons vra, Here, vat ons terug na die basics van geloof toe. Ons kry op sosiale media, Here, so baie deesdae met geloof en motiveringspraatjies te doen, dat ons partykeer vergeet waaroor en oor wie dit werklik gaan. En ek wil vra, Here, dat ons vanmôre in die woord u sal ontdek, die ware Here, die lewende Here, die Here wat verandering bring, die Here wat van my 'n disipel maak. Here, en daarom vra ons vanaand, of vanmôre, breek asseblief u woord oop. Here, ons leef in moeilike tye. Here, ons staan in die oggende op en dit voel asof ons moedeloos is, asof ons nie kans sien vir die dag nie, want dit voel asof die houe elke dag net van alle rigtings afkom en dit hou net nie op nie, Here. Dit voel asof op ons knieë is en ons roep na U en Here, dit voel partykeer asof U stem stil is. Help ons vanmôre om U stem te hoor. Maar Here, ook om te besef al hoor ons nie U stem nie, al voel ons U nie naby nie, is U naby. Maar Here, ook dan hou ons op koers. Wanneer ons emosies ons in die steek laat, Here, hou ons op koers om die regte ding te doen. Want Here, U is by ons. U is ons God en ons wil U dien met alles in ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees vir ons uit Handelinge hoofstuk 27, vers 1 en vers 2. Toe ons vertrek na Italië toe bepaal was, het hulle Paulus en 'n paar ander gevangenes aan Julius, 'n offisier van die keiserlike regiment, oorgehandig. Ons het weggevaar aan boord van die skip Adramyttium, wat by die hawens van die provinsie Asië sou aandoen. Saam met ons was Aristarchos, die Macedoniër van Thessalonika. En dan kan ons omblaai na die laaste gedeelte, vers 39 tot 44. Toe dit dag word, kon hulle nie die land herken nie, maar hulle het 'n baai met 'n strand gesien. Hulle besluit toe om die skip daar te laat strand as hulle kon. Hulle het die ankers afgekap en in die see gelos. Terselfdertyd het hulle die toue wat die stuurspanne vashou, losgemaak en die voorseil gehys, sodat die wind die skip strand toe kon voer. Maar die skip het op 'n sandbank geloop en gestrand. Die boeg het vasgesteek en kon nie beweeg nie. Die agtersteewe is deur die geweld van die golwe stikkend geslaan. Die soldate het besluit om die gevangenes dood te maak, sodat niemand van hulle dalk kon uitswem en ontsnap nie. Maar die Romeinse offisier wat wou Paulus red en het hulle verhinder om dit te doen. Hy het die mense wat kon swem beveel om eers oorboord te spring en land toe te swem. Die ander moes dan volg deur aan planke en ander wrakstukke vas te klou. Op hierdie manier het almal veilig aan land gekom. Ons skriflesing so ver vanmôre. Broers en susters, ek is baie seker meeste van u, indien nie almal van u, onthou die fliek Titanic. Ek dink almal van u ken die verhaal van Titanic, die ware verhaal. Ek dink baie van u het al die fliek Titanic gesien. Ek onthou nog toe ek op universiteit was, hoe ons dit in die kinies gaan kyk het. 'n uitstekende fliek. Maar daar is 'n sekere toneel in die fliek Titanic wat my altyd laat nadink. Elke keer as ek die fliek kyk en dit kom op daardie toneel, is dit 'n fliek wat nogal 'n manier het om 'n mens te konfronteer met jouself. Amper asof dit 'n spieël is waarin jy self kyk en dit is die toneel waar almal besef die Titanic is nou besig om te sink. In die oomblik wanneer die mense begin besef die Titanic is besig om te sink, is dit altyd vir my lekker en interessant om dop te hou hoe verskillende mense reageer en wat verskillende mense doen toe hulle besef die skip is besig om te sink. Nou op daardie oomblik is daar 'n klomp mense wat in absolute paniek uitbars. Die oomblik toe hulle besef die skip is besig om te sink, is dit net chaos, pandemonium en paniek. Party hardloop, stamp ander uit die pad uit, hardloop bo oor mense, skree en gaan te kere net om heel eerste by die reddingsbootjies uit te kom.
Dis amper asof hulle breine hulle verlaat, en al wat hulle dink is, ek moet ten alle koste by die reddingsbootjies uitkom. Dan is daar ook in hierdie toneel mense wat wil wraak neem op daardie stadium, mense wat so verteer is deur bitterheid en haat, dat hulle enige iets sal doen om wraak te neem van mense wat hulle nie hou nie, wat hulle nie van hou nie. Jy sal onthou, daar's op 'n stadium een ou wat selfs so Jack probeer doodskiet, en so is daar selfs mense wat in daardie oomblik met wraakgedagtes oorgeneem en consume word. Dan weer is daar ander wat 'n sagte hart het en mense help. Jack en Rose byvoorbeeld sien op 'n stadium 'n seentjie wat van sy ma afgeskei geword het, en dan weet hulle eie lewe is in gevaar, maar hulle help hierdie seentjie op die reddingsbootjies. Maar daar's mense wat in hierdie omstandighede eerder ander sal help as hulle self. En dan kry jy weer ander mense wat so vreesbevange is dat hulle vries. Hulle word stil. Die een oom en die tannie het nog so op die bed gaan lê terwyl die skip besig is om te sink. Ander het weer Bybelversies begin opsê. Jy sal onthou die orkes wat gaan sit en speel het. En so kry jy hierdie verskillende karakters wat op verskillende maniere reageer die oomblik toe hulle besef die skip is besig om te sink. Dis amper asof daardie krisis die ware karakter van mense na vore bring. Voor die tyd was dit hierdie deftige etes gewees en hierdie deftige mense wat daar gesit het en hulle self so high and mighty gehou het, amper asof hulle gedink het hulle is die queen, en dan ewe skielik die oomblik as hulle lewe bedreig word, dan val die maskers af en kom die ware karakter na vore. Die groot vraag is, wie is jy as die skip sink? Watter mens sou jy gewees het as jy op die Titanic was en hy besig is om te sink? Hoe sou jy reageer? Hoe sal jy reageer as jy op 'n skip is en die skip is besig om te sink? Dalk moet ons die vraag 'n bietjie dieper vat vanoggend. Hoe sal jy wil wees as jy op 'n skip is wat besig is om te sink? Watter tipe mens sal jy graag wil wees as die skip waarop jy is besig is om te sink? Dalk moet ons hierdie vraag nog 'n bietjie dieper vat. Hoe en wie wil God hê moet jy wees as jy op 'n skip is wat besig is om te sink? Wat sal God van jou verwag as jy op 'n skip is en die skip is besig om te sink? Wat sal God van jou verwag? Hoe wil hy hê moet jy wees? Dalk moet ons nog een keer 'n bietjie dieper ingaan. Hoe was Jesus toe die skip gesink het? Wie was Jesus toe sy skip gesink het en hy aan die kruis vasgespijker is? En dis dalk die vraag wat ons as gelowiges moet vra vir onsself. Watter tipe mens wil ek wees? Wie wil ek graag wees? Want jy weet, ons sê baie keer, die Here het my gemaak soos ek is. Ons sê baie keer, die Here het my 'n kortie meer gegee. Of die Here het my gemaak dat ek dalk van drank hou, of wat dit ook al mag wees. Die Here het my gemaak, ek is wie ek is. Jy sien wat die woord van God ons leer nie. In Paulus se lewe, en dit is hoekom ons hierdie verhaal lees, in Paulus se verhaal kom Paulus op 'n stadium op pad Damaskus toe, kom hy in kontak met Jesus. En die oomblik toe hy Jesus leer ken, gebeur iets aan die binnekant van Paulus. Paulus word 'n nuwe mens. Paulus word 'n ander mens, en ons sien vanmôre hoe Paulus reageer toe hy op 'n fisiese skip is wat besig is om te sink. Ons sê baie keer, die Here het my maar gemaak met my kortie meer. Ons het vanoggend die wet van die Here gelees, en die wet van die Here sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand. Dit beteken, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met al jou emosies, moet jy hom lief hê. Die Here is nie net die Here wat in jou kop is nie. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, met jou siel. Dit beteken jou persoonlikheid.
Jy moet ook die krake van jou persoonlikheid aan die Here gee. Jy moet die Here jou God lief hê met al jou krag. Met alles wat jy is. Met alles wat jy het. Met alles wat jy doen. Met die krag wat die Here vir jou gee, moet jy ook sy koninkryk bou. En dan met jou verstand moet jy ook die Here ken deur sy woord. En dit is waarom ek vanmôre die vraag vra. Wie wil God hê moet jy wees? Wie wil God hê moet jy wees wanneer jy op 'n skip is wat besig is om te sink? Nou kom ons maak dit van toepassing op jou lewe. Kom ons maak dit van toepassing op die lewe waarin jy nou is. Sê nou net die skip waarop jy nou is wat besig is om te sink is jou finansies. Jou huwelik. Jou gesondheid. Jou werk. Jou geloof. Jou verhouding met ander mense. Wie wil God hê moet jy in daardie omstandighede wees? Wie wil God hê moet jy wees in jou huwelik? Wie wil God hê moet jy wees by jou werk? Wie wil God hê moet jy wees tussen jou vriende? Wie wil God hê moet jy wees by die huis? Wie wil God hê moet jy wees wanneer jy in die dorp rondloop? Wie wil God hê moet jy wees? Ek het dit al 'n paar keer gesê en ek wil dit weer sê. Ons leef deesdae in 'n samelewing wat vir jou sê, ag, moenie so baie omgee wat mense van jou dink nie, en dis waar. Ons moenie omgee oor wat mense dink van my in terme van wat ek ry en wat ek dra en waar ek bly en hoeveel ek verdien. Die oppervlakkige goed maak nie saak nie, maar jy moet bekommerd wees wat mense van jou dink as kind van die Here. En jy moet bekommerd wees oor wat God dink van jou. En daarom wil ek vir jou vra, wie is jy? Is jy die een wat seesiek raak op die boot? Is jy die een wanneer die lewe begin skommel en wanneer die lewe die omstandighede waarin jy is, jou begin rondskit, is jy die een wat seesiek raak? Want kom ons kyk. Watter mens is jy? Eerstens, is jy 'n mens van vrees of is jy 'n mens van vertroue? Is jy 'n mens van vrees of is jy 'n mens van vertroue? Nou, jy kan hierdie hele verhaal gaan lees in Handelinge 27 en jy sal sien hoe die matrose almal te kere gaan. Dit is asof vrees hulle beetpak. Nou, in 'n krisissituasie kry jy gewoonlik twee tipes mense. Jy kry gewoonlik iemand wat vasgevang word deur vrees of jy kry iemand wat oorweldig word deur vertroue. Nou vrees het 'n interessante effek op jou lewe. Ek weet nie of jy al agtergekom nie. Wanneer vrees in jou lewe begin inkom, het dit 'n paar effekte op jou lewe. In die eerste plek is dit verduister jou denke. Wanneer jy bang is, broers en susters, en wanneer vrees in jou hart inkom, verduister dit jou denke. Het jy al agtergekom wanneer jy vrees, oordink jy alles, jy overthink alles. Jy het 'n manier om altyd te dink aan die worst case scenario. Jy sê vir jouself, die ergste gaan met my gebeur. Dis die effek van vrees. Vrees het 'n manier om jou te verlam. Dit maak jou passief. Dit maak dat jy nie die energie het om op te staan en te doen wat jy moet doen nie. Dit maak jou selfgerig. Dit doof die stem van God uit. Wanneer vrees jou begin beheers, broers en susters, begin jy die stem van God nie meer hoor nie. Jy vra vir jouself, wat moet ek doen? En jy raak paniekerig en jy neem die verkeerde besluite, want jy's emosioneel, jy's oorhaastig. Dis amper asof daar hierdie storm in jou binneste is, wat net nie wil bedaar nie. En dan laastens, wanneer vrees jou lewe oorweldig, breek dit jou getuienis af. En hierdie is 'n tema wat die laaste tyd diep in my hart leef. Dit voel vir my ons getuienis na die wêreld toe
is nie meer vir ons belangrik nie. Geloof het vir ons iets geword wat ek net vir myself wil hê. Ek het troos nodig. Ek het nodig om my vrees te oorkom. Ek het nodig om die eie ek te oorwin. Ek het al hierdie goed nodig, maar ons wil nie meer vertel van Christus nie. Ons wil nie meer vertel en gaan leef nie. En dis wat vrees doen. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons in 2 Timoteus 1 vers 7. Ek haal die ou vertaling aan. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. God gee ons nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Want dis vertroue. Jy sien, vertroue maak dat jou verstand helder is en jy nigter kan dink. Want jy vertrou in God. Die gees van God, broers en susters, maak dat ons sterk en manmoedig en dapper kan wees om die regte ding te doen. Want jy sien, wanneer mense baie keer in 'n krisis is, gaan lees bietjie wat doen hierdie matrose. Nou ek is nie 'n matroos nie. En ek ken nie skepe so goed nie. Maar toe ek nou hierdie gedeelte voorberei en ek sien wat die matrose doen, toe gaan lees ek bietjie en hulle het 'n klomp stupid goed gedoen omdat hulle bang was, omdat hulle vreesbevange was. Maar wanneer jy vertroue het, het jy die dapperheid om die regte ding te doen. Dapperheid en vertroue maak jou diensbaar aan ander mense. Dit versterk jou getuienis. En dis hoekom ek vir jou wil vra, watter tipe mens is jy? Is jy die een wat oorweldig word deur vrees in jou lewe? Of is jy die een wat vasklou aan vertroue in God? Laat U wil geskied. Here, U weet die beste. Ek weet nie wat môre en oormôre voorlê nie, maar Here, ek sal die regte ding doen. Dis vertroue. God het mense nodig wat vertrou. Tweedens, is jy 'n mens wat hoop bring, of is jy een wat paniek saai in die lewe? Is jy een wat hoop bring, of is jy een wat paniek saai in die lewe? Is jy een wat vir mense sê, soos Paulus in vers 22, maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed? Of is jy die een wat vir almal vertel, kyk hoe sleg is die dinge, kyk hoe sleg is dit besig om te gaan, dit gaan net nog slegter en nog slegter gaan. Watter een is jy? Jy weet, as predikant het ek 'n voorreg in my lewe om baie keer wanneer daar trauma in mense se lewens is, een van die eerste mense op die toneel te wees. Wanneer mense trauma in hulle lewe beleef, wanneer 'n geliefde ewe skielik sterf, of baie keer by 'n motorongeluk of wat dit ook al mag wees, is die predikant gewoonlik een van die mense wat hulle eerste bel. In baie geleenthede was ek al by die trauma gebeurtenis gewees, of dit 'n ongeluk was, en of dit nou wat ook al was ek daar gewees voor die paramedici daar was, voordat die dokter daar was, nog voordat die begrafnisondernemer daar was. En dan baie keer vra mense vir jou as dominee, hoe kry jy dit reg? Mense sê, ek kan nie jou werk doen nie. Hoe is dit moontlik om in die seerste seer van mense in te gaan? Hoe kry jy dit reg? Jy kry dit reg as jy besef, jy is die bringer van hoop. In die swaarste swaar in mense se lewens, is jy die een wat hoop in die donkerste oomblik inbring. Terwyl almal paniekerig is en trane stort en huil, is jy die een wat Jesus in die midde inbring en kan sê, dit gaan oukei wees. Want as Jesus by is, sal dit oukei wees. Dis dalk nie nou oukei nie, en jy is nie dalk oukei nou nie, maar dis wie jy bring, en dis wie jy is, broers en susters.
Dis nie 'n unieke roeping aan 'n predikant se lewe nie. Elkeen van u wat hier sit, is bringers van hoop in die lewe, want jy bring Jesus in die situasie en in die omstandighede en in die storm in. Nie optimisme nie. Nie die silwer randjie aan die donker wolk nie. Jy bring Jesus in die storm in. Dis wat Paulus doen. Paulus bring Jesus in die lewe in. Paulus bring Jesus in die storm in. Hy sê, ek weet dit is chaos, maar hou moed. Want Christus is daar. Jy weet, hoop is 'n aansteeklike ding. Gaan kyk bietjie volgende keer by 'n braai. As jy by 'n braai is, of jy kuier saam met jou vriende of jou vriendinne, en al die manne en die vroue begin negatief praat, of hulle begin vuil grappe vertel, kyk 'n bietjie op 'n stadium, na wie toe graviteer al die energie. Let bietjie op as jy in 'n situasie instap waarin daar absolute chaos en pandemonium is en niemand weet wat om te doen nie. Kyk op die einde van die dag na wie toe gravitate al die energie. Die kalm een. Iemand het eendag gesê, en hulle het dit vir ons geleer in pastoraat, as daar chaos is en iemand vra jou 'n vraag, laat jou eerste antwoord 'n asem wees. Kom ons dink. Hoop is aansteeklik. Negativiteit trek af, maar jy is die hoopbringer by die braai. Jy is die hoopbringer by die werk. Jy is die hoopbringer in jou vriend of jou vriendin se lewe waar dit terrible gaan. Jy is die hoopbringer. Dis waarvoor Jesus jou gekies het. Jy bring Jesus. En daarom vra ek, as kind van die Here, is jy 'n hoopbringer of is jy 'n panieksaaier? Derdens, is jy 'n mens wat net aan jouself dink, of is jy 'n mens wat aan ander dink? Is jy 'n mens wat net jouself liefhet, of is jy 'n mens wat jou naaste liefhet soos jouself? In vers 30 lees ons, die matrose wou wegkom van die skip af. Nou, onthou op hierdie skip waarop hulle was Paulus in 'n klomp gevangenes gewees. 'n Klomp ouens wat vir verhoor moes gaan. Die matrose wou wegkom, en wat hulle toe doen, is hulle die bootjie in die see laat afsak, met die veronderstelling dat hulle die anker gaan nagaan. Hulle wou vlug, en hulle wou hierdie ander mense net so los. Wat 'n tipe mens is jy? Is jy die ou wat op ander sal trap om bo te kom? Is jy die een wat ander sal sleg sê om so 'n bietjie beter te lyk? Is jy die een wat 'n ander ouer se kind so 'n bietjie sal boor dat jou kind 'n bietjie beter kan presteer? Wat hulle sal choke? Of is jy die een wat mense sal ophelp wanneer hulle val? Is jy die een wat in liefde sal uitreik en sê, ek sal jou help? Uit my jong dae is daar 2 stories, ware verhale van volkshelde in ons Suid-Afrikaanse geskiedenis, wat my altyd bybly. Van mense wat nie geskroom het om hulle lewe te gee vir ander nie. En die eerste verhaal is die verhaal van Wolraad Woltemade. Ek weet nie wie van julle onthou hom nog nie. 31 Mei 1773 is daar 'n skip, die jonge Thomas, wat by Woodstock op die rotse loop. Dis 'n donker aand, 'n stormagtige aand, en ewe skielik loop hierdie skip op die rotse. Die skip is besig om te versplinter en die mense is besig om te verdrink. En die volgende oggend, die 1 Junie, kom Wolraad Woltemade met sy perd Vonk aangery. Ek weet nie wie van julle onthou die storie nie. Hy bring eintlik vir sy kind kos, en dan sien hy hierdie chaos, en sonder om te dink, gooi hy die kos neer, en hy en Vonk storm in die see in, wat troebelagtig is. Almal staan op die kus, niemand kan help nie, en Wolraad Woltemade, sonder om 2 keer te dink, jaag in die see in, en hy bring die eerste groep mense uit. Toe hulle veilig op die strand is, jaag hy 'n tweede keer in, 'n derde keer, 'n vierde keer, 'n 6de keer, 'n 7de keer. En met die 8ste keer is hy en Vonk te moeg en hulle verdrink.
Hy het nie 2 keer gedink oor sy eie lewe nie. 1843, 'n 12-jarige dogtertjie met die naam Racheltjie de Beer. In hulle huis het hulle 'n kalfie met die naam Frikkie, waarvoor hulle baie lief is. Dis winter en is yskoud. En dan gaan soek hulle hierdie kalfie Frikkie wat weggeraak het, en Racheltjie de Beer en haar 6-jarige boetie Dirkie dink hulle pappa en mamma het verdwaal, en hulle gaan soek toe vir pappa en mamma, en so raak dit donker en hulle verdwaal toe. En in die middel van die nag in die yskoue besef die 12-jarige Racheltjie de Beer, hulle gaan dit nie maak nie. En sy kry toe 'n uitgeholde muurshoop wat 'n aardvark uitgehol het. En sy vat haar boetie en sy trek haar truitjie uit en sy trek dit vir hom aan. En sy sit hom in die muurshoop en sy gaan lê met haar liggaam voor die ingang. En die volgende oggend, net na die son opgekom het, kom die mense op hierdie toneel af. Racheltjie de Beer is dood, maar Dirkie het oorleef. Watter tipe mens is jy? Is jy 'n Wolraad Woltemade? Racheltjie de Beer? Of sal jy eerder trap voordat jy help? Sal jy eerder skelm die lewensreddingsbootjie afkap en mense aan hulle eie lot oorlaat? Dan laastens, watter tipe mens is jy? Die een wat na die raad van die wêreld luister, of die een wat doen wat God sê? In vers 13, die Romeinse offisier het egter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip, as aan wat Paulus gesê het. Waaroor dit hier gaan is, die Here het met Paulus gepraat en gesê, Paulus, julle moenie uit die hawe uit wegvaar nie, daar is erge storms op pad. Maar omdat die eienaar en die kaptein gierig was, het hulle met die skip vertrek en hy het in die storm beland en die skip het vergaan. Die vraag is, na wie luister jy in die lewe? Dalk moet ek die vraag sommer reguit vra. Hoe goed ken jy jou Bybel? Mense vra baie keer, Rian, hoe weet ek wat die wil van die Here is? Mense vra baie keer, maar Rian, ek hoor nie die stem van die Here nie. Ek wil hê die Here moet my praat, amper asof daar 'n weerligstraal uit die hemel op jou moet neerdal en daar bassyne moet skree om met jou te praat. Hier is God se woord, broers en susters. Hier is sy stem. Hoe goed ken jy sy stem? Dis dalk hoekom jy nie hoor wat hy vir jou sê nie. Want jy sien, ons luister vandag na sosiale media. Elke Jan Rap en sy maat het deesdae 'n YouTube channel of 'n Instagram channel of 'n Facebook channel waar hulle die woord met jou deel. Soms die grootste klomp snert. En ons sluk dit, want my volk gaan ten gronde want hulle ken nie die woord van God nie. Ons leen ons ore uit aan ouens wat niks van die teologie en niks van die Here af weet nie. En woef, is so mooi, want dit klink so Bybels. En dan wonder ons, hoekom hoor ons nie die Here se stem nie? Ons luister na ander mense in die lewe wat ons op 'n dwaalspoor lei. Ons luister na ons kultuur, na die sosiale omstandighede. Ons volg ons eie wil, solank dit net vir my oukei is en net lekker is. Omdat almal dit doen, dit is hoekom dit seker maar oukei is. Is jy die een wat die regte ding doen, of is jy die een wat die weg van die wêreld volg? Jy weet, as ek een ding in my lewe kon verander, broers en susters, sal ek sosiale media afskakel. Ek self kyk dit graag. En ek lag graag vir die snaakse goed wat daarop kom. Maar broers en susters, vir ons geloof is dit gif. Daar is soveel dwaalprofete vandag, dat ons nie meer die woord van God lees nie. Wanneer laas het jy jou Bybel oopgemaak in jou huis? Wanneer laas het jy jou Bybel gevat en gesê, ek gaan hom deurlees?
Wanneer laas het jy self die woord van God gelees? Dis te maklik op die fone. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Die Romeinse offisier het eerder die eienaar gevolg as die gesant van God. Wie bepaal wat jou waardes en morele is in jou lewe? Wie en wat bepaal wat reg en verkeerd is in jou lewe? Jouself, sosiale media, die samelewingsstrukture, menseregte, wat bepaal wat reg en verkeerd is in jou lewe? En die vraag is, sal jy dit doen ten lewe en dood? Want hier is die enigste reg en verkeerd in ons lewens. Maar if it feels good, do it. Dis die motto van 2026. Ek sluit af. In Handelinge 27 loop 'n skip op die rotse met amper 260 mense op. En nie een enkele mens verdrink nie. Waarom? Want op daardie skip was daar een man gewees wat sy identiteit in Christus geken het. Paulus. Omdat daar een man op daardie skip was, toe daardie skip in die storm inloop, wat sy identiteit in Christus ken, is die lewe van 260 mense gered. Is jy daai een? Want God het mense nodig wat hom vertrou. God het mense nodig wat hoop bring en nie paniek saai nie. God het mense nodig wat omgee vir hulle naaste, wat hulp bied aan ander. God het mense nodig wat onvoorwaardelik gehoorsaam is aan sy woord. Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemel Vader, baie van ons is in storms in ons lewens in hierdie tyd. Vel storms, Here. Lewensbedreigende storms. Storms wat dreig om ons te knak. Wie gaan ons wees, Here? U kinders of kinders van die wêreld? Party van ons is in minder ernstige storms. Dis dalk 'n ligte briesie of dis dalk 'n wind van agter. En Here, dan is die vraag ook, wie is ons? Is ons kinders van U of is ons kinders van die wêreld? Here, maak ons harte oop om U te sien, Jesus vir U te leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met lied 491. Ons sing vers 1, 3 en 4. Hoor wat sing ons in vers 1. Vers 1 is in die eerste plek 'n geloofsbelydenis, maar dis ook 'n selfondersoek. Ons begin met die woorde, ek Jesus lief. As jy hierdie woorde sing, vra vir jouself, is dit so? Het jy hom lief? En dan beteken dit nie net, het jy hom lief sodat hy kan doen wat jy vir hom vra nie. Nie net het ek hom lief in soverre hy al my gebede verhoor nie. Het jy hom lief genoeg om sy wil te doen? Ek Jesus lief, hy is my lig en krag. Loop jy agter hom aan? Vers 3. Hy het ons lief en maak ons harte rein. Deur woord en gees breek hy die band van sonde. Deur woord en gees breek hy die band van sonde. Kom ons sluit af lied 491 vers 1, 3 en 4.
Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.